Hey, trek 'n stoel nader want ek het 'n vraag wat ek kan antwoord. Dankie, Sumerie. So Sumerie vra, was enige van die karakters geïnspireer deur regte mense en weet daardie mense daarvan? Ek was baie opgewonde om hierdie vraag te antwoord totdat ek besef het, dis baie meer gekompliseerd as net ja en ja. So 20 jaar terug toe ek en my vriendin die oorspronklike storie geskep het, was daar net 4 prominente karakters en 2 minder prominente karakters in die storie gewees. Nou praat ek nie van die dansers en so aan wat sou bykom nie. Maar ek kan nie onthou of enigeen van die karakters geïnspireerd was deur iemand wat ons geken het nie. Nadia, as jy kan onthou, asseblief laat weet my. Maar so jaar en 'n half terug, omtrent 'n jaar voordat ek weer aan die storie begin werk het daar ongelooflike, talentvolle, interessante mense in my lewe ingetorpedo. En ons het 'n klomp projekte saam gedoen en ek was so oorweldig deur hulle talent en wie hulle is, dat ek wil vir jou rol skryf, of vir jou rol skryf, of vir jou rol skryf. En toe skep ek hierdie nuwe karakters, en ek kan nie vandag myself indink dat daai karakters nooit in die storie bestaan het nie, want hulle is so belangrik vir die storie, en hulle maak die storie soveel interessanter, en soveel beter. So ja, ek dink nie hulle persoonlikheid is gebaseer of geïnspireer deur enige van die mense in my lewe nie, maar hulle het definitief 'n impak gehad, omdat ek vir hulle wou rolle skryf. So nou het ons 7 prominente karakters en 3 minder prominente karakters, so dit raak groot. So stop net daar. Maar een van die dames wat oorspronklik in die storie was, het bietjie meer gevorm rondom 'n dame wat in my lewe ingekom het, en dit maak die karakter baie meer driedimensioneel en baie meer eg. Maar die interessantste een is Lily. So Lily was oorspronklik 'n doodgewone meisie, baie doodgewoon, en ek het die geneigtheid om my hoofkarakters, vir alles hulle vrouens is, doodgewoon te begin, en dan soos wat hulle deur die storie gaan en hulle leer en dinge gebeur met hulle, dan word hulle interessanter, hulle word meer selfversekerd en hulle groei. Maar toe ek nou Lily se nuwe dialoog en nuwe aksie skryf, toe skree sy op my, ek is boring, en ek het saamgestem. Toe gaan kyk ek na ander karaktertrekke wat ek vir haar kan gee, maar niks wou werk nie. En toe sit ek saam met een van die jonger dames wat in my lewe ingeval het, en sy sê toe vir my, maar sy sal so reageer op die situasie. En ek was so mal daaroor, want dit het so eg gevoel soos wat Lily wil wees, want ek sê mos die karakters praat my. En op die einde van die dag het Lily baie van hierdie jong dames se persoonlikheid aangevat en hoe sy sal reageer op situasies. En Lily is nou van die begin af baie meer selfversekerd en sy is glad nie op haar bek geval nie. En ek geniet vir Lily so ongelooflik baie en ek kan nie wag om haar aan julle voor te stel nie. So ja, Sumerie, om jou vraag te antwoord, ja en ja. Asseblief vra vir my nog vrae. Intussen is ek besig om te werk aan die borge en die fondse insamel, sodat ons die eerste fase kan afskop en dat ons hierdie aan die gang kan kry. So volg ons, hierdie is net die begin.